Nog 'n kunstenaar wat vanoggend by ons kuier, Ruben Elof. Ons is selfs met hom oor nuwe musiek en ons leer hom ook so 'n bietjie beter ken. Goeiemôre Ruben. Goeiemôre julle. Dankie. Dis heerlik om jou vanoggend hier by ons te hê. Eerste keer wat jy by ons is. Ja, eerste keer op TV. Eerste keer op TV. Ja. Nice. So ons wil jou 'n bietjie beter leer ken. Vertel vir ons 'n bietjie van jouself. Waar het jy groot geword? Waar het jou liefde vir musiek begin? Okay, ja, ek het groot geword in Centurion, Churras, Churras, baie goeie mense. Ja, ek het daar groot geword, Hoërskool Aldorein, toe gaan swat ek op die Pik en toe in Potchefstroom het ek gesien dat mense by restaurante liedjies speel en in die nagklubs tot vroeë oggendure longe uitskree en Dit lyk heerlik. dit is vir my baie lekker. Ja. En so het ek kon so 'n bietjie gitaar speel, maar toe het ek so 'n paar liedjies geleer. Ja, daai skills van my verbeter en ja, een ding het na 'n ander gelei en ek het 'n paar bands begin, liedjies geskryf en vrygestel en eers Engels en toe Afrikaans en nou is ons hier. Jy praat so, ja, dit is Potch is so 'n manier wat almal in die musiekindustrie instuur. Ja, studente. Ja, maar jy praat nou so oor die bands, een van hulle Apollo Motel. Hoe was die verskil tussen die band en nou as 'n solo kunstenaar? Eintlik nog 'n groot verskil. Ek dink met die solo kunstenaar is daar hoef ek net myself in ag te neem met jy weet met tye wat dit opvat en ek dink met die band het jy baie meer kreatiewe dele wat beweeg en daar's 'n groot potensiaal, maar as jy byvoorbeeld studio toe moet gaan, dan moet jy dit beplan, jy moet expert kry wat al hierdie skills kan vat en in 'n liedjie verander. Waar nou ek as 'n solo kunstenaar, ek het maar limited skills en om dit op te neem en om dit vas te vang is vir my makliker, so ek kan ek sal sê het bietjie meer vryheid en op die einde is dit 'n vinniger proses. Ja. Nou hoor jy so, in die regte egte lewe, nee, kyk ek en Jennifer het ook regte egte lewe, soos ons hier loop, ons is iets anders. Maar in die regte egte lewe is jy 'n data scientist. Ja. Wat op dese aarde is 'n data scientist? Ja, ek het al 'n paar keer hierdie vraag probeer antwoord, veral vir familielede, oumas en oupas, weet jy, altyd noodwendig wat dit is dit 'n regte werk? Ja. So ek sal sê daar's 'n groot aantal data. Ek werk in banke en as jy nou kan dink, almal wat by 'n bank is, het baie transaksies en jy weet data wat die bank moet van trek hou en wat ek doen is ek vat daai data en ek maak oplossings uit dit uit. Soos byvoorbeeld 'n predictive modeling is my main skill set en dit is om geskiedkundige data te vat en die toekoms te voorspel. Kan jy oortrokke fasiliteite laat verdwyn? Nee, ongelukkig Dan sou ons dalk ietsie kom Nee. Jy woon ook nie meer in Suid-Afrika nie, jy het geëmigreer. Ja, Nederland toe. Hoe is dit? Dit is baie lekker. Ek dink soos enige groot besluit, enige groot move en hoofstuk in mense lewe is daar voordele en nadele. Jy mis jou vriende en familie in Suid-Afrika. In Europa kan jy lekker toer. Nederland is lekker sentraal. Ja, so voordele en nadele van altyd, maar op die oomblik geniet ons dit vreeslik baie. Het jy dan nou basies Afrikaans eintlik begin skryf in Nederland? Ja, ek dink dit is 'n ek het gesien na ons so 'n jaar oor was, as ek op 'n Lorika Raal YouTube video afkom of 'n David Kramer liedjie luister, dan raak ek sommer tranerig. Toe dink ek, ja, as ek nou self as 'n solo kunstenaar gaan kuns maak, dan ja, dan dit het my natuurlik gevoel en dit het my getrek om in Afrikaans te begin skryf. Ja, en ek geniet dit vreeslik baie. Ja. Vertel ons 'n bietjie van al die Afrikaanse musiek. Het jy ene wat jy tot dusver toe geskryf het, 'n Engelsnit wat jou eintlik persoonlike gunsteling is? Ek het ek sal sê daar is die ene wat my huidige gunsteling is Worsbroodjie Blues. Ja, en Worsbroodjie Blues gaan oor dat ja, ons is in die oorsee en ons mis die mense en ons kry bietjie blues en ons mis die land, maar daarom het ons 'n ou gekry wat boerewors verkoop in Nederland en ons kan online boerewors bestel, so dan is die crux van die saak is
ja, is jy hartseer, mis jy die mense. Okay, ek hoor jou, maar het jy al 'n boerie op die kole probeer? Is jy ja, so hy is op die oomblik my gunsteling. En dit is interessant, dit is alles emosionele connections, né? Jy het nou gepraat van as jy Lorika Reg of David Kramer hoor, dan raak jy emosioneel. Ja. Hierdie is ook 'n emosionele. Boerewors blues is ook 'n boereworsrol blues. Boerierol. Weet Ja. wat dink jy nou? Ja, 'n boerie, 'n boereworsrol, 'n worsbroodjie. Ja. Is ook dan 'n emosionele connection, daai nostalgie en daai terugverlang. Dis jou volgende tune wat jy nou gaan uitbring wat jy vir ons vandag oor gesels, is ook maar 'n emosionele connection, né? Ja, ja, so ek het 'n liedjie uitgebring met hoe gaan hoe die stene rol en ek het nou eene wat uitkom môre op ja, vandag donderdag, Vrydag wat gaan oor laat waai en dit gaan oor so 'n bietjie ja, so 'n bietjie as jy weggaan van jou tuisland af of van jou tuisdorp af en om terug te kom om terug te kom as 'n beter mens of terug te kom as iemand wat kan help. Wow. Vir jou tuisdorp. Ja, of dit het so 'n bietjie koneksie met van die rekenaar games wat ek al gespeel het en bietjie koneksie met ek wat immigreer, bietjie koneksie met flieks waarvan ek hou. Is so half 'n mengelmoes en ja, ek is baie trots op dit. Ja. Vertel 'n bietjie vir ons van hierdie kunswerk van Laat Waai. Ja, so ja, dit is 'n interessante kunswerk. Op die einde het hy die groot tema van die liedjie is eintlik meer Skandinawies van waar daar 'n oorlog is en die protagonis word aangeval in sy tuisdorp en sy familie word vermoor en hy moet wegvlug van hierdie chaos af, maar dan bou hy homself op om terug te kom om dan revenge te vat op die mense wat Is wat 'n gedoen game of 'n movie. Ja, dit is iets soos dit. Ja. Wow. Maar ek dink dit het so 'n bietjie koneksie met my persoonlike lewe ook. Ek dink soos alle kinders is dit maar ja, daar is temas van vlug, daar is temas van om braaf te wees om terug te kom. So ek kan die koneksie sien tussen hierdie Vernuwing en ja. Net so vinnig, wat gaan jy vir ons sing? Hoe die stene rol. Hoe die stene rol. dis die vorige ja. Die vorige een, ja. Ruben, baie dankie vir jou tyd. Dit was so lekker om jou op ons heel bank te hê vanoggend. Dit was vir my baie lekker. Baie dankie dat julle my hier gehad het.